Vriende en gemeente, ek groet elkeen van u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, ons voorsiener, ons behouer, die begin en die einde, die alles oorkoepelende persoon in ons lewe, aan wie ons alles te danke het. So wees geseënd vanoggend, terwyl ons so saam tyd spandeer in die woord van die Here. Kom ons sluit net ons oë, dan vra ons ook dat die Here die voorlesing van sy woorde in ons harte ryklik sal seën. Heilige Vader, baie dankie dat ons ook u naam kan groot maak deur lofliedere, aanbiddingsliedere, psalms en gesange. Dat ons ook in afhanklikheid na u troon toe kan kom in gebed, maar dan ook met soveel vrymoedigheid, sonder om bang te wees, wetende u wag vir u kinders om nader te tree. U steek u hand na hulle toe uit en u wil ons graag optel. Ons begeerte is om teen u bors te wees, by die herder. Daarom vra ons Here dat u woord ons nou so naby sal bring. In Jesus naam en in die krag van u Heilige Gees. Amen. Nou vriende, sonder om te veel in te gaan op verlede week se boodskap, waar ons begin het by die verhaal van Cornelius. Julle sal onthou die prentjie wat ek hier op die bord gesit het, Cornelius in Caesarea, en dan natuurlik Petrus op daardie oomblik onder in Jaffe, die hedendaagse Tel Aviv, alles langs die kus, en die openbaring op die visioen wat hy sien, en die engel, die Here wat met hom praat, van sê slag en eer. So dit is die verhaal van hoe die Here uitreik en sy belofte bevestig van Handelinge 1 vers 8, wat sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot en met die uithoeke van die aarde. Van Pinksterdag af het ons gesien hoe die evangelie sy snelle loop geneem het, onder die kinders van God, die Israeliete, die Jode, op daai stadium, en hoe dat die evangelie verder versprei het. As ek reg onthou, 8 jaar later gebeur hierdie geleentheid met Cornelius. En op daai stadium het die evangelie draai gemaak by die Samaritane al, wat 'n half Joods, half iets anders was, omdat dit mense was wat in die ballingskap, Jode wat met heidene getrou het. Dit was 'n bastervolk. En daarom is daar die groot geveg tussen die Samaritane en die Jode, en hulle kon mekaar nie verdra nie. Maar die Here het besluit, sy goeie nuus van Jesus Christus is vir hulle oop. En dit al klaar 'n wonderwerk in op sigself. Maar deur die Here se genade besluit hy, ek gaan my belofte waarmaak wat ek aan Abraham gemaak het, dat in jou sal al die geslagte van die aarde geseënd wees. En so die Here kragtig gewerk, dat die evangelie uiteindelik by Cornelius uitkom. Ons onthou, vroeër was daar natuurlik ook die hofdienaar van Egipte, hy is terug Egipte land toe, ons lees nie weer baie van hom nie. Maar hier vind ons Cornelius en Petrus se werk met Cornelius, en hoe dat die fundament gelê word vir Paulus, wat in Tarsus op daai stadium nog wag, om die evangelie verder te verkondig aan die heidene nasie. So, 'n uitsonderlike, geweldige, groot waarheid waarmee ons tans besig is. So, ek is redelik oortuig dat Handelinge 10 amper 'n skenier is in Handelinge. So kom ons lees net weer 'n paar verse net om ons gedagtes te vernuwe, dat ons op 'n goeie voet kan begin. Handelinge 10, ek dink ek gaan begin lees by vers 43. Aangaande hom, dit is Jesus, getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het. Ek lees stadig, vriende, dat julle mooi luister en dink oor die woorde, want hierdie illustreer en bevestig alles wat ek tot dusver gesê.
net die teks. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek, niemand kan tog die water weer dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Net tot daar. Die woord van die Here. Vriende, jy sal onthou, ons is besig met die volvlug oor Handelinge, so dis nie 'n in-diepte studie nie. Dis net boorvlieg, net om te kyk wat is die algehele oorkoepelende konteks. Ons is besig om te leer om te wandel in die krag van die Heilige Gees. En om daai les te leer is dit ook nodig dat ons verstaan waaroor gaan hierdie gedagte van die krag wat betrokke is by die doping met die Heilige Gees. As ons hierdie nie verstaan, die vriende, kan die kerk nie uitbreek in krag nie en kan ons nie 'n impak maak in die wêreld daar buite nie, want dit is slegs deur God se krag wat daar enigiets gebeur. Ek kan hier staan en preek tot dit blou is. Ek kan vir julle al die aanhalings doen, ek kan vir julle kommentare lees. Ons kan allerhande rituele hier uitvoer en sê hierdie ding gaan die deurbraak bring en ek beloof julle vanoggend dit sal nie gebeur nie. As die Heilige Gees van God die harte van sy kinders nie in besit neem nie, dan bly ons dood. En daarom wil ons weet, hoe werk hierdie krag van die doping met die Heilige Gees? So, vorige keer het ons 'n bietjie gesels oor Pinkster, wat ek net gequoteer het, Handelinge 1 vers 8, dan lees ons ook in Handelinge 2:33, daar het hy dan deur die regterhand van God verhoog is, dit is Jesus, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het hy, dit is Jesus, dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Dit is Pinkster. Nou net 'n vinnige inlas net om te verduidelik, ons vriende in die ander kerke, soos Pinkster en charismatiese kerke, neem Pinkster en maak dit die standaard vir die res van die kerk eeu tot en met vandag toe nog steeds. Pinkster was baie uniek. Dit is 'n vervulling van 'n Ou Testamentiese profesie. En om Handelinge te verstaan, vriende, en hierdie is net 'n inlas, dis nie eens op my notas nie, maar ek voel dis belangrik om dit te sê, is dit nodig dat ons verstaan hoe God werk, van die begin van Handelinge reg deur tot by die einde. Want aan die begin gebeur dit op Pinkster presies soos wat dit hier gebeur. Later merk ons op, Filippus in die hofdienaar, ons let op, die steniging van Stefanus, ons let op, God se ontmoeting met Saulus, ons let op hoe die Here werk met Petrus, ons sien sy werk met die Jode, met die Samaritane, met die mense in Judea, en uiteindelik met die heidene, en elke keer werk die Here op 'n unieke, kragtige manier. En dis nie 'n koekie druksel nie, jy weet, ons mense, die dames, julle wat bak, julle weet ons in Kerstyd, wanneer julle koekies bak, wat julle vir my wil stuur, né? Dan as jy koekies uitdruk, dan hier so vormpie, en dan druk jy die vormpie in die deeg, en dan sit jy dit in die oond, en dan is dit 'n sterretjie of 'n sirkeltjie of 'n vierkantjie. Moenie dink jy gaan dit met God doen nie. Moenie dink jy gaan God in 'n koekie druksel sit en sê, dis hoe dit lyk nie. So Pinkster was Pinkster. En wat later in Handelinge gebeur, en presies hier, in Handelinge 10, werk die Here op hierdie manier. En selfs Petrus sê, ek moet terugstaan. Hoe kan ek stop wat die Here besig is om te doen? Jy sien, vriende, so reg deur Handelinge vind ons 'n progressie. Ons vind 'n vordering van hoe die Here kragtig werk met die mense wat hy na homself toe wil trek. So ons verwys na Pinkster, en nou is daar 'n belangrike vraag, en daar's verlede week in die diens 'n vraag gevra, baie goeie vraag, en ek het die vraag toegelaat, en ook geantwoord daarop, in die lig daarvan dat dit 'n geweldige belangrike vraag is, dat ons verstaan, hoe werk die Here, en hoe werk sy Heilige Gees in die lewens van sy kinders. En hier sal onthou, ek het gesê, dis baie moeilik, omdat ons baie ver verwyderd is van Pinkster,
tot en met die jaar 2024. En in hierdie tydperk, daar baie dinge gebeur in die geskiedenis, in die kerk, spesifiek, onder Godse kinders, onder skrifvertalers, en skrifuitleggers. En so het gebeur dat van Handelinge af tot en met waar ons vandag is daar 'n paar goed waarmee ons worstel en stoei. Maar daar is ook 'n paar goed wat pertinent vasstaan, waarmee ons niks kan verander nie. En wanneer dit kom by wedergeboorte, dan moet ons een ding erken. Niemand kan na die Vader toe kom as hy ons nie trek. Moet nie dink jy gaan opstaan en nou die Here begin soek. Niemand kom na die Vader toe as hy hulle nie trek. Hoe trek hy? Hy trek deur die prediking van die goeie nuus, deur sy woord. Geen ander manier, dis hoe hy trek. Dan werk sy Heilige Gees in die hart van die verlore sondaar. Hy prikkel die ore. En hier in my hart gebeur iets wat ek nie kan verklaar nie, want ek het 1000 keer na die boodskap geluister, en dit het altyd oor my kop gegaan, en daai jeugkamp, 1991, toe breek die lig deur. Vir die eerste keer. En toe kom die ontmoeting. En daar begin die wandeling, die verhouding. Vir die volgende persoon is dit anders, totaal geheel en al anders. Maar ons kan nie vir God voorskryf. Maar wanneer dit kom by wedergeboorte, wanneer dit kom by bekering, wanneer dit kom by God se Heilige Gees, is hierdie dinge vas. Ons kan dit nie debatteer, as ek dit so kan stel. Wanneer dit kom by die doop, deur onderdompeling van die gelowige, dis oor die vraag gegaan het, baie spesifiek, verlede week, en dis hoekom ek ook 'n bietjie tyd daaroor gespandeer het. Lyk dit vir my, daar is ook deur die geskiedenis 'n probleem ontstaan met Bybeluitleg, nommer 1 wat ons gebruik die woord doop. Die woord doop is baie universeel. En dis hoekom daar debat is oor hierdie konsep. Dan verder mee, en vriende, ek wil nie nou daaroor preek nie, want ek dink ek het genoeg gesê verlede week daaroor, ek wil graag by hierdie notas uitkom, maar dis net terwille van hulle wat vandag vir die eerste keer hier is, sê ek dit net ter inleiding. Ons as baptiste glo dat wedergeboorte, bekering, die uitstorting van die Heilige Gees, as ook die doop van onderdompeling van die gelowige, was 'n eenmalige aksie in die Nuwe Testamentiese tyd. En wanneer die apostels of die priesters of wie ook al gepreek het, selfs in die oud Jodendom, waar 'n heiden soos die hofdienaar van Egipteland besef dat hierdie God van Israel, Jahwe, die verbondsgod, is die ware skepper God. Wanneer hy na die Israelitiese godsdienst wil oorkom, dan moes hy gedoop word. En daar was nie 'n vraag in die Israeliet of die enige ander persoon se gemoed van hoe lyk hierdie doop nie. Dit was 'n doop deur onderdompeling. Want dis die betekenis van die woord wat ons in die oorspronklike taal kry. Maar met kerkgeskiedenis het hierdie 'n debat geword. En ons het aanbeweeg en nou sit ons met 'n krisis binne die kerk. En ongelukkig, en dis wat vir my hartseer maak, is daar's baie kinders van die Here, dierbare kinders van die Here, wat seer kry op grond van hierdie debat. Maar hierdie konsep of hierdie aksie, die doop deur onderdompeling van die gelowige, het nie heilswaarde nie. Ek as 'n baptist staan vandag hier en ek weet my broers en susters wat langsaam met die baptiste wandel, julle sal dit ook vandag sê. Die doop deur onderdompeling het nie heilswaarde nie. Daar's baie mense wat gedoop is deur onderdompeling en wat nie kinders van die Here is. Ek weet. Selfs Petrus sê in 1 Petrus hoofstuk 3, hy sê, die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar is 'n bede tot God, tot 'n rein gewete. En interessant genoeg, ons het verlede week na die diens gesels, en nogal 'n baie mooi ding uitgekom, en dit was nie my woorde nie. Die broeder het gesê, wat die vraag gevra het, dit is 'n saak van gehoorsaamheid. Dit is 'n saak van my gewete voor die Here. En vriende, ek los dit daar. Dit was nie die oogmerk van die boodskap. Ons is besig met die dooping van die Heilige Gees. So nou dat ons hierdie verstaan, kan ons aanbeweeg. En ek wil graag vanoggend net so 'n bietjie bewys vir wie hierdie doping van die Heilige Gees is. Is dit dan nou vir die baptiste? Is dit vir die ouens wat gedoop is deur onderdompeling? Is dit vir die mense in die charismatiese kerke wat baie maak van Pinkster? Vir wie is die Heilige Gees en hoe word jy dan gedoop met die Heilige Gees?
So vriende, ek kyk na Handelinge 2 vers 38 en 39. En hier is 'n baie mooi gedeelte vir my opgevang. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Nou miskien wil ek dalk stadig lees dat ons mooi kan hoor. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. So, in wie is die vergewing van sondes? In Jesus Christus. Daai woord is nie gekonnekt met die doop nie. Die doop was die stap van gehoorsaamheid, die openbare getuienis. So die vergifnis van sondes is in Christus. En wat gebeur dan? Hy sê, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Vers 39, want die belofte, watter belofte? Kom vriende, julle moet my help. Dit lyk vir my asof julle bietjie stamina beheer opvolg. Watter belofte? Die belofte van die gawe van die Heilige Gees. Want die belofte, die Heilige Gees, kom julle toe, en wie nog? En julle kinders. Beteken dit nou, as papa 'n kind van die Here is, dan is jou kind ook 'n kind van die Here, want dit sê hierdie belofte kom hom toe. Nee, dit is nie wat hy sê nie, want die geloof is in Christus. Die geloof is in Christus, en papa is 'n gelowige of mamma, en wandel saam met Jesus, maar omdat hulle saam met Jesus wandel, het hulle getuienis binne hulle huis, en hulle kinders word die weg van waarheid geleer. En wanneer daai kinders by die plek kom waar hulle besef dat Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na hom toe, behalwe deur Jesus nie, dan kom die belofte ook vir hulle toe. Vir julle en julle kinders, en wat sê Petrus verder? Wat sê die teks vir ons? En dis ook om jou Bybel moet oop lees, terwyl ons erediens hou en Bybelstudie doen. Wie kom die belofte nog toe? Almal van op ver. Dankie my broeder. Almal wat daar ver is, Handelinge 1 vers 8, die uithoeke van die wêreld. Die wat die Here onse God na ons sal roep. Is dit nie pragtig nie, vriende? Nou hierdie mense, hierdie almal wat daar ver is, moet dan wees, Handelinge 10, Cornelius. Natuurlik die hofdienaar van Egipte land ook. Almal wat daar ver is, Jode en nie Jode. Die mense in Samaria, die mense in Judea, die mense reg oor die wêreld. So, die evangelie het progressief versprei. Begin in Jerusalem, daarna Judea, daarna Samaria, en natuurlik hoofstuk 8, na die steniging van Stefanus en die vervolging van die kerk. So nou gebeur daar interessante ding in Samaria. Die Samaritane ontvang ook die Heilige Gees nadat hulle die evangelie gehoor het. En daarom gaan Petrus en Johannes, en dis hoekom ek sê ons moet versigtig wees vir die koekiedruksel, om God in 'n boks te sit, want hier is die Samaritane, hulle hoor die evangelie, hulle glo dit, maar wat gebeur nie? Hulle het nie die Heilige Gees nie. Nou hoe gebeur dit, want Donitian preek dit al vir jare in hierdie gemeente, wanneer jy wedergebore raak, ontvang jy die Heilige Gees van God in sy totaliteit, in sy volheid, oombliklik. So, wat is nou fout met die Samaritane? Is hulle nou die mense in die townships? Is hulle nou die mense in die plakkerskampe, vir wie die Heilige Gees nie bedoel was? Nee, vriende, ons kan nie God in 'n koekiedruksel sit nie, want van Pinkster af tot en met die einde van Handelinge, waar die kerk op sy fondament geplaas en gebou is, het God verskillend gewerk op verskillende maniere, maar al hierdie aksies van wedergeboorte was telke male betrokke. En dis hoekom Petrus en Johannes uiteindelik moet Samaria toe gaan, om hierdie mense die hande op te lê en hulle te leer natuurlik, sodat hulle ook die Heilige Gees kan ontvang, omdat hulle op daardie stadium nog nie die Heilige Gees ontvang het nie. En maak nou nie saak hoe dit gebeur het nie, want hier is ook nou 'n hele debat weer daar. As ek elke debat moes hanteer, vriende, dan het ons nie genoeg tyd binne 'n Sondagoggend erediens nie, ook nie eens op 'n Sondag nie. Ons gaan met braaivleis hou, by mekaar kom en reg deur die nag sommer 'n weernag hou. Ek weet die jong mense sal daarvan hou, maar nietemin, maak nou nie saak hoe dit gebeur het en hoe dit gelyk het nie. Die feit is, en luister na hierdie ding, die feit is baie duidelik. Die mense wat aan die buitekant gestaan het en hierdie verskynsel bekyk het waar die Samaritane die Heilige Gees ontvang, kon sien met hulle oë
hierdie mense het God se gees gekry. Dieselfde met Cornelius. Die mense wat buite gestaan het. Maak nie saak wat gebeur met Cornelius en sy familie, maak nie saak wat gebeur met die Samaritane nie. Die mense wat buite staan, wat die Here ken, hulle kon hulle sien en sê, hierdie mense het nou nie die Heilige Gees gekry. So my vraag is, wat gaan aan met die kerk? Wat gaan aan met ons? Hoekom sien die wêreld God se Gees nie in die kerk? Of doen hulle? Is nie 'n beskuldiging nie. Ek vra. Want ons moet vra. Deur vrae te vra raak 'n mens slim. As jy 'n studie maak daarvan die vraag. Dit is baie duidelik dat wanneer ons die Heilige Gees ontvang, my liewe vriende, dat ons anders moet lyk, anders as die wêreld. So nou in hoofstuk 10 ontvang Cornelius en sy huisgesin heidene, rou heidene, soos ons verlede week gesê het, ook die Heilige Gees. En hierdie is 'n wonderwerk. Maar nou, hier's 'n ding wat ek wil bevestig, en dis ook deel van die vraag wat verlede week gevra is. Dit is alles in die notas gewees, ons is besig progressief om vorentoe te beweeg. Nou in hoofstuk 10 ontvang Cornelius en sy huisgesin die Heilige Gees, maar die vraag is, wanneer het hulle die Heilige Gees ontvang? En die antwoord is baie duidelik vanuit die teks uit, wat ek vir julle gegee het as huiswerk om te lees. Handelinge 11 vers 17. As God dan aan hulle, Cornelius en sy huisgesin, dieselfde, is belangrike woorde, vriende, jy moet asseblief saam met hierdie teks werk, jy moenie iets mis nie. As God dan, so God is die fokus, hy sê oor die werk doen, dieselfde, so dieselfde beteken presies, jy kan hulle langs mekaar sit, dis nie 'n bietjie anders en 'n bietjie so nie, dis presies dieselfde, die een is soos die ander. Dieselfde gawe, wat 'n gawe? Die Heilige Gees, gegee het, soos aan ons, wat in die Here Jesus Christus geglo het. Wie was ek dan dat ek God kon verhinder? Wanneer het hulle die Heilige Gees ontvang? Ek gaan nie toelaat dat net my vrou antwoord. Die oomblik nadat hulle die goeie nuus van Jesus Christus geglo het. Ek wil of dit ooreenstem met dit wat Paulus ons geleer het in sy briewe. Blaai saam met my na Efesiërs hoofstuk 1 vers 13. Ons moet seker maak dat die Bybel interpreteer en dat die Bybel die antwoorde gee vir homself. En dat ons nie van buite af kom en antwoorde inlees nie. Daar's baie kerke wat van buite af antwoorde in die Bybel inlees en vandag se dae met al die verskillende vertalings sien jy ook hoe dat daai buite Bybelse inligting wat mense gedagtes is in die Bybel ingeskryf word. En wees versigtig vir die Bybels wat jy vandag op die rakke kry. Wees baie versigtig, want daai goed is deurspek met allerlei valse leringe baie keer. Ek sê nie altyd nie, ek sê baie keer, so wees versigtig. Hou altyd jou 33-53 vertaling naby. Dis die beste, betroubaarste vertaling in Afrikaans. Dis nie die vertaling nie, maar dis die beste een wat ons het. Paulus skryf, Efesiërs 1 vers 13, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Wat sê Paulus in hierdie gedeelte? Wanneer ontvang jy die Heilige Gees? Nadat jy die evangelie van verlossing in Christus geglo het. En wie is ons om dit te keer? Om te sê, hier's 'n ander hekkie waaroor jy moet spring voor jy die Gees kan doen. Daar is nie hekkie. Daar is nie hekkie. Ek wil graag vir u terugneem, vriende, na Handelinge hoofstuk 10. Net weer eens om te bevestig, en die keer gaan ek vir u vra, soos dit nou lees, kyk saam met my na die woordjie net soos, of daar waar daar 'n vergelyking gemaak word.
Handelinge 10 vers 44, en toe Petrus nog besig was om met die woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besluitenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek, niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense wat, sien julle, net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. So weer eens vriende, net soos. Die Bybel bevestig dat hierdie is hoe die Here werk. Ek vra, blaai saam met my in Handelinge 11. Jy behoort baie naby te wees. Ek lees vanaf vers 15. En toe ek begin spreek het, die Heilige Gees op hulle geval, soos ook, kan julle die woordjie sien, soos ook op ons in die begin. En ek het die woord van die Here onthou, hoe hy gesê het, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het, dieselfde is 'n sinoniem, soos aan ons, wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder? Nou vriende, die woordjie hierso, wat bevestig, dat die Heilige Gees, net soos op die Jode, uitgestort is op die heidene. Geweldige mooi woordjie, ek het net vinnig gaan kyk na hom in die oorspronklike taal, is die woordjie epipipto. En dit beteken om te embrace, om te omhels. En toe ek dit sien, te besef ek, dis wat God doen deur sy Heilige Gees, met mense wat geloof, hulle vertroue in Jesus plaas. Hy kom en deur die krag van sy Heilige Gees kom omhels hy my met uitsonderlike, warm, genadige liefde. Hy stoot jou nie weg. Ek dink aan 'n pa wie sy kind na hom toe kom. En ek wonder watter pa gaan sy kind wegstamp en sê, moenie aan my vat. Bestaan daar so 'n pa? Wanneer my kind na my toe kom en hy is al groot, hy is feitlik amper langer as ek, vat ek hom vas. Die laaste keer toe ek my arm so om sy lyf sit, loop die trane van sy wange af. En wanneer God sy Gees gee aan sy kinders, dan is dit 'n baie intieme oomblik. Daai Gees bly by my. Daai Gees woon in my. Dis 'n embracement wat ek dink woorde nie kan beskryf nie. Ons lees van Johannes in Matteus 3 vers 11, waar hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ag, en ek kan dit vir julle bewys, vriende, Markus 3 vers 8, presies dieselfde teks, Lukas 3 vers 16, Johannes 1 vers 32. Kom ek lees Johannes 1 vers 33, en ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop. Hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdaal en op hom bly. Dit is hy wat met die Heilige Gees doop. So vriende, hier is ons afleiding. Handelinge 1 vers 8 sê vir ons, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Deur die evangelies, deur die mond van Johannes, het bevestig dat Jesus met die Heilige Gees doop en dat die Heilige Gees die krag van God voorsien aan sy getroue kinders om met krag op te staan en lewende getuies te wees van sy opstanding en van sy oorwinning. En hierdie verlossing en die oorwinning is beskikbaar vir elkeen wat glo. Vir elkeen wat glo. As jy 'n ware kind van God is, as jy waarlik die Here Jesus Christus embrace,
dan het God sy gees vir jou gegee om in jou te bly. Sy gees kom met krag. Krag tot oorwinning. Krag om staande te bly. Krag om nie terug te deins. Maar ons het natuurlik 'n verantwoordelikheid, vriende. Luister wat sê Paulus in Efesiërs 5, vers 18 tot 21. Julle ken die teks baie goed. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie. Ek weet nie wie van julle in julle vorige lewe baie gedrink het nie. Hier is die sulkes. Jy weet wanneer jy daai glasie te veel geneem het, dan is jou helder denke nie meer in beheer nie. Die alkohol beheer jou liggaam. Jy is spasties. Jy het nie beheer nie. Jy val oor jou voete, jy val oor jou woorde. Jy val op die grond, jy raak later wakker, want jy is nie in beheer. Die alkohol beheer jou liggaam. Dis 'n bose ding. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Ek kan baie maak van hierdie word met die Gees vervul. Ek sou graag die doop daar wou lees, die dooping met die Heilige Gees, om te sê jy moet deurdrenk word met God se Gees. In 'n sekere sin is dit waar. Maar dis nie wat die teks sê nie. Ek het gaan kyk na die oorspronklike. Die oorspronklike teks se verwysing hier om vol te word van die Heilige Gees gaan oor om in te kram. Julle weet ons die Engelse woord kram. Jy weet so sardientjies in 'n blikkie, hulle word ingedruk. Hulle lê almal so styf teen mekaar. En dis die betekenis van hierdie word met die Gees vervul. Word so een met die Gees, dat God se Heilige Gees jou hele wese bestuur, jou denke, jou woorde, gedrag. Wees so een met God se Gees, dat wanneer mense jou sien, sien hulle Jesus. En niks en niemand anders te doen. Maar hy gaan verder, Paulus in Efesiërs 5 vers 19, hy sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Kan ek net nog een ding sê, wanneer ons praat van vervul, om in te kram, is ook om volmaak te word. Dis die ander betekenis van die woord. Volmaak te word. Nie net een met die Heilige Gees nie, maar soos die Heilige Gees. In 'n sekere sin, onthou vriende, hierdie bly alles net Afrikaans, dis net woorde, dis nie teologie nie, ons probeer dit ding verstaan. Maar daai woordjie word vervul. Die van julle wat nou redelik goed gedoen het in Afrikaans en matriek sal weet, is 'n teenwoordige imperatief. Dis 'n opdrag vir nou. Imperatief is 'n opdrag. Dis 'n opdrag vir nou. En nou bly altyd nou. Nou gaan nie nou verby nie, want as ek dit net nou sê, dan bly dit dieselfde opdrag. Word met die Gees vervul. En as ek dit vandag oor my lippe laat vloei, dan sê God se Gees vir jou vandag deur hierdie prediking, word met God se Gees vervul. Laat God se Gees jou bestuur. Maar as ek môre by jou huis opdaag en ek klop aan jou deur en ek sê vir jou, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul, dan het daai sin weer presies dieselfde krag as wat hy vandag gehad het. Dit bly altyd daar. Teenwoordige imperatief. En daarom, vriende, die doping met die Heilige Gees vanuit ons verstaan vandag, vanuit die konteks van die hele handelinge, is dat wanneer 'n mens jou geloof in die Here Jesus Christus plaas, jy aanvaar hom as verlosser en saligmaker, want jy weet sonder hom is jy verlore, word jy wedergebore, jy draai weg van jou ou sondige lewe, en jy ontvang God se Gees in sy totaliteit. Maar ons blus sy Gees uit, deur woorde wat ek gebruik. Ons blus sy Gees uit deur dinge te doen wat hom nie behaag nie. Ons blus sy
gees uit deur dinge in my gedagtes toe te laat wat nie daar hoort nie. Ek blus sy gees uit deur die verkeerde dissiplines aan te kweek en die regtes na te laat. Want hy wil my bestuur 100%, maar ek laat hom nie toe nie. Hy wil besit neem van my swakhede sodat ek meer soos Christus kan word en ek sê nee Here, los hierdie ding uit. Ek is nog happy met dit. En daarom moet ons opnuut daagliks hierdie opdrag hoor om weer en weer en weer vervul te word met God se gees. Dis nie asof daar 'n gedeelte van God se gees ontbreek en nou kry ek nog 'n bietjie by nie. En môre kry ek nog 'n bietjie van die gees by nie. Ek het sy gees in sy totaliteit want hy woon in my. Maar ek blus hom uit deur my ongehoorsaamheid. En daarom moet ek elke dag terugtreë en sê, Here, vergewe my dat ek vir U nee sê. Vergewe my, Here, dat my gedagtes weer op loop gaan. Vergewe my, Here, my ongehoorsaamheid. En trek my weer nader. Ek gee hierdie ding vir U, Here. U weet hoe belangrik hierdie ding vir my is. U weet hoe ek hierdie ding geniet, Here. U weet hoeveel vrede hierdie aksie vir my bring. Ek weet dit is verkeerd, Here, maar U weet dit bedaar my. Here, vergewe my. Ek plaas dit onder leiding van U Gees. En ek vra maar net vriende, kan jy vandag met eerlikheid bevestig dat jy, net soos die apostels, net soos Stefanus, net soos Filippus, net soos Paulus en al die ander Christen martelare deur al die eeue onverskrokke die naam van Jesus bely op elke plek waar jy kom. Ons behoort nie skaam te wees. Ek sluit af met 'n staaltjie wat Max Lucado opgevang het of opgeteken het in een van sy boeke, God Came Nearby. Dis 'n staaltjie van Steve Blankenship waar hy oor vertel en sê, one New Year's Day, in the Tournament of Roses parade, a beautiful float suddenly sputtered and quit. It was out of gas. Petrol. The whole parade was held up until someone could get a can of gas. The amusing thing was this float represented the Standard Oil Company. With its vast oil resources, its truck was out of gas. En dan maak hy die afleiding, hy sê die volgende, hy sê often Christians neglect their spiritual maintenance, and though they are clothed with power, find themselves out of gas. Mag ons Hemelse Vader ons vandag baie genadig wees. Sy Gees toe te laat om ons te deurdrenk, te omhels met sy kosbare en dierbare liefde. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons kom buig aan die voete van Hom wat hemel en aarde geskaap het. Die ruimte daar buite, die diepstes van die see, elke lewende wese wat onder die aarde is, in die diepste see, bokant die aarde, daar vlieg, elke mens op aarde, elke wese, is en het sy bestaan te danke aan die magswoord wat van die troon afkom. To him who sits on the throne and unto the Lamb be blessing and honor and glory. Vader, ons sal vandag buig en uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtig. U is geen aannemer van die persoon nie. U stoot niemand weg nie. Veral nie wanneer hulle in sonde besef voor die troon kom kniel en sê, Here, red my nie. Vader, in hierdie lewe gaan ons soek. Ons weet, Paulus het self gesê, ons kyk soos 'n spieël in 'n raaisel. Petrus het self bely, ons broer Paulus sê dinge wat moeilik is om te verstaan.
En Here, wees ons as ons dink dat ons finaal die antwoord het. Wee my, Here, as ek so dink, wee hierdie gemeente as ons so dink, en wee ons, Here, as ons mekaar seer maak, omdat ons dink ons het die wysheid in pag, om te dink dat ons het alle waarheid, want U alleen weet alles, sien alles, hoor alles. Daarom, Here, tree ons terug in hierdie oggend en ons vra, kom vul ons opnuut weer met U Heilige Gees. En wanneer ek dit bid, Here, dan sê ons eintlik, maar U weet dit, ek is net bang iemand verstaan dit verkeerd. Maar ons as gemeente sê, Here, daar is areas van ons lewe wat ons nie aan U toevertrou het nie. Daar is areas van ons lewe, ons diepste wese, waarin ons verkramp, vasklip. En ons is nog nie bereid om dit te oorhandig en weg te tree en te sê, Here, ek werp al my bekommernisse op U, want U sorg vir my. Nee, Here, daar's dinge wat vir ons genot verskaf, partykeer positiewe genot en partykeer negatiewe genot, maar ons klou daaraan vas. En ons vra vandag, Here, help ons, dat ons hierdie dinge kan aflê, bevry kan word, om in oorwinning saam met Christus te lewe. En dan, Here, is dit my gebed dat U Heilige Gees kragtig sal laat vaardig word dat verlore mense in die wêreld rondom ons Jesus leer ken. En dat Jesus se naam in hierdie gemeente hoog opgelig sal word. En dat almal sal weet, daar is 'n kerk in Port Elizabeth waar Jesus alleen al die eer kry. Ons buig voor U in afhanklikheid hierdie oggend. Amen.